Hallo vriende en baie welkom by vandag se dagstukkie. Ons almal soek na maniere om ons lewens te laat werk. Ons stel doelwitte, werk hard en probeer in beheer bly. Maar wees eerlik, hoe gereeld voel dit asof jy teen 'n muur vasloop? Vandag gaan ons kyk na die geheim van 'n lewe wat werklik vrug dra en werklik impak maak. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Johannes 15 vers 7 wat soos volg lees: As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil hê en julle sal dit kry. Wanneer ons hierdie woorde grammatikaal en histories beskou, moet ons onthou wanneer Jesus dit gesê het. Dit was tydens die laaste avondmaal. Binne 'n paar uur sou Jesus gearresteer en gekruisig word. Die disippelse wêreld was op 'n punt om ineen te stort. In hierdie donker oomblik gebruik Jesus die aangrypende beeld van 'n wingerdstok en sy lote. In die antieke nabye ooste was wingerde oral. Almal het geweet hoe dit werk. 'n Loot het geen eie lewe nie. Dit kan nie uit sy eie sap produseer of vrugte dra nie. Die loot se enigste taak was om aan die wingerdstok verbind te bly. Die Griekse woord verbly beteken letterlik om te woon, te vertoef of permanent tuis te wees. Jesus sê nie ons moet bloot nou en dan aan hom dink nie. Hy praat van 'n diep, deurlopende verhouding wat op kennis van sy woord gebaseer is. Wanneer korrekte leerstellings deel word van ons dinkproses, begin ons begeertes verander. Ons begin bid vir dinge wat in lyn met God se wil is. Daarom sê Jesus dat ons sal vra wat ons wil hê en dit sal kry. Dit is nie 'n towerformule om ryk te word, soos wat die proponente van die woordgeloofbeweging verkondig nie. Dit is 'n natuurlike gevolg van 'n loot wat dieselfde lewenssap as die wingerdstok deel. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Geestelike vrug is die resultaat van verbondenheid, nie van menslike inspanning nie. Ons probeer dikwels baie hard om goeie Christene te wees, deur op ons eie krag staat te maak. Maar die geskiedenis van die vroeë kerk wys dat die disippels eers die wêreld omgekeer het, toe hulle volkome van die Heilige Gees afhanklik was. Sonder die wingerdstok en korrekte leerstellings, naamlik sy woord in die korrekte konteks verklaar, kan ons niks doen wat ewigheidswaarde het nie. Onthou, die skrifte noem dit die vrug van die Gees, nie die vrug van so en so persoon nie. As ons in Christus die wynstok bly, dan sal die Heilige Gees werklike geestelike vrug in ons lewens voortbring. Dit is dan wanneer ons alles sal ontvang wat ons in sy naam vra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om aan U verbind te wees. Vergewe ons dat ons so dikwels dinge in ons eie krag en ons eie manier wil doen. Ons bely dat ons sonder U niks kan doen nie. Here Jesus, help ons om elke oomblik van die dag bewustelik in U te bly en te doen wat U vir ons sê om te doen. Laat U woorde ons gedagtes, ons keuses en ons gebede vorm. Ons bring ons planne en ons uitdagings na U toe. Skenk ons die krag en die wysheid wat net van U afkom, sodat ons lewens vrug sal dra wat U verheerlik. Ons vra dit in die wonderlike naam van Here Jesus Christus. Amen.